Goeiedag. Ons begin in hierdie les kyk na selfstandige naamwoorde, die eerste deel daarvan. So wat presies gaan ons doen in hierdie les? Ons gaan kyk na soorte selfstandige naamwoorde, ons gaan kyk na getalle of telwoorde en ons gaan kyk na tyd. So wanneer ons begin met selfstandige naamwoorde, dan moet jy nou mooi onthou, sinskonstruksie, woordorde is stompie, en in ons stompie is die subject en die object is ons selfstandige naamwoorde, or nouns. Reg, selfstandige naamwoorde verwys na 'n persoon, of 'n plek, of 'n ding, of 'n eienskap, of 'n iets. So, the way that we always remember it, it's things that you can see and feel and touch, except of course for abstrakte selfstandige naamwoorde, which are our emotions. Reg, so kom ons spring weg. Daar is 3 belangrike reëls vir selfstandige naamwoorde. En hoe toets ons met ander woorde? Of is 'n woord 'n selfstandige naamwoord of nie? Wanneer ons 'n lidwoord voor die woord kan sit, dit is nou 'n of die, dan is dit 'n selfstandige naamwoord. So ons kan praat van 'n perd wat onbepaald is, it's unspecific. Dit kan met ander woorde enige perd wees, any horse. Of ons kan sê die perd. Dit is bepaald en dit verwys dan na 'n spesifieke perd. Ons tweede reël wat ons moet onthou vir selfstandige naamwoorde is dat jy dit kan verdeel in die meervoud, which is the plural, en jy kan dit ook in die verkleining skryf, diminutive. Reg. Met ander woorde, one horse, two horses, perde, 'n groot perd en 'n klein perdjie. Die derde reël vir selfstandige naamwoorde is dit kan geslag aandui. It shows us the gender of a word. Man of vrou, oupa of ouma. So kan ons ook sê seun of dogter. So dit is belangrik om te onthou, al 3 vir hierdie verskillende reëls, lidwoord, geslag, meervoud verkleining, en dan het ek vir julle 'n smiley face daar gesit, because remember, just as you think you know the rule, there's an exception. So you need to know your exceptions so that you know when to apply the actual rule. Let's have a look at what our different kinds of selfstandige naamwoorde are. Die eerste een is soortname, and these ones are our common nouns. Right, there's a lot of information on this slide, so you can pause the slide here if you want to make notes, and then just make sure that you understand everything. Our common nouns are the most generally used ones, and all 3 rules apply to soortname. Kom ons kyk na voorbeelde. Perd, kat, hond, muis. Al die reëls is hier van toepassing. Wat was ons 3 reëls? And if you can't remember, you can once again pause, go back to the previous slide if you need to remember what the rules are. Ons kan sê 'n kat of die kat, any cat or a specific cat. Meervoud en verkleining, perde en perdjie. Dan kan ons die geslag van die diere aandui. 'n Mary is 'n female horse en 'n hings is 'n manlike perd. Goed, dit is ook belangrik om te weet dat soortname altyd in die meervoud of verkleining geskryf word, which is why I'm saying they are the most common ones, and that's why we call them common nouns in English, not because they're silly, but because they are generally used. And then we get to our exceptions. Stofname. Stof means dust. In other words, these are mostly things that come from the ground.
dit verwys na elemente, elements, en stowwe, different types of materials. And very important, dit kan nie getel word nie. En ook geen van die reëls tel hier nie. Byvoorbeeld, platinum, silwer, goud, melk, yster, sand en water. As you can see, none of these can be counted. Jy kan nie sê, ek het 7 goud nie, maar jy kan sê, ek het 7 stawe goud. En dit is weer 'n ander soort selfstandige naamwoord wat ons daar gebruik. So daarom noem ons hierdie stofname en ons kan nie hulle tel nie en geen van die reëls is van toepassing nie. Maar nou moet ons versigtig wees, want goud byvoorbeeld is a color as well. So when we refer to something as gold something, in this example here a gold watch, then we have to remember it's not a noun anymore, it becomes an adjective. Look at the example there. 'n Goue oorlosie is 'n byvoeglike naamwoord. So moenie deur mekaar raak nie. Nou omdat ons stofname nie kan tel nie, kry ons massaname. Ons noem hulle ook maatname. And these are the words that we use to measure stofname. So ons kan byvoorbeeld sê, ek het 7 kilogram platinum. Kom ons sê maar platinum. Of ek het 500 gram suiker. Reg? Die lyn is 7 centimeter lank en ek het 5 liter melk gekoop. So ons gebruik hierdie massaname en maatname om die stofname in te meet. Volgende een is eiename. You know eiename as proper nouns. And these are the ones that we spell with a capital letter. Let's just make a note of that. Altyd met 'n hoofletter. En weer eens, none of the rules apply to this one. Pieter, and if you have his surname, let's say else, then the surname will also be with a capital letter. So these are names of people, things, or places. Pieter, else, capital letters. Johannesburg, capital letter. Vaalrivier, capital letter. So hoe ken ons hierdie uit? Die feit dat hy met 'n hoofletter begin. Ons volgende een is versamelname. En dit verwys na 'n groep mense of diere. When we find a group of people or a group of animals or a collection of something, dan gebruik ons hierdie. Dis altyd 2 selfstandige naamwoorde wat langs mekaar staan, byvoorbeeld 'n swerm bye of 'n trop leeu's of 'n bos blomme. So die woord beskryf nie regtig die selfstandige naamwoord nie. Dit vertel ons net wat 'n groep daarvan is. And these ones you have to learn from your handbook and study guide. So you can pause the slide here and go to the relevant page in your handbook and study guide where you will find a whole list of these versamelname. I've given you a few examples, but it's best that you get this from your Beryl Lutheran handbook and study guide. Our next type is 'n abstrakte selfstandige naamwoord. These are our emotions, our feelings. You cannot touch or see these things. Voorbeelde daarvan is liefde, which is love. Afguns is envy. Jaloesie is jealousy. Haat, hate. En blydskap is joy or happiness. En weer eens, geen van die reëls tel hier nie. You can't say 'n liefde of 'n afguns.
En jy kan dit ook nie in die meervoud sit nie, liefde, liefdes. So geen reëls tel nie, jy gebruik die woord net soos wat hy is in die sin. Dan is ons weer terug by ons Beryl Lutheran Handbook and Study Guide, where you are going to learn your gender terms from. Dit dui die teenoorgestelde geslag aan. It shows us the opposite gender, and unfortunately, you'll have to go through the list and learn them. So you can pause the camera here, and you can make some extra notes, and from your handbook and study guide, I've only given you a few examples. Soos pa en ma, oupa en ouma, 'n reun is 'n male dog, en die female daarvan is 'n teef. Dan kry ons 'n bul en 'n koei, which is a cow. 'n ram is 'n manlike skaap of 'n bok, en 'n ooi is dan die vroulik. 'n ooi in English is 'n ewe. Reg, dit is dan geslag. Wanneer ons kyk na getalle, ons noem dit ook telwoorde. Nou hierdie is baie maklik. Julle ken dit, 1, 2, 3, 4, 5, aan en aan en aan en aan. Wat ek wil hê julle moet oplet, is 13 en 14, especially 14. They love asking 14 because you guys spell it wrong. You have to be careful, it's not 14. Remember, the E sound in Afrikaans is a IE, not in English as a double E. Reg, so maak seker jy kan hulle reg spel. So vir hierdie ken julle almal, 19 gets 'n EN. En dan stop ons eers by 20. Na 20 kom 30, en ons het 40, 50 is maklik, 60 is maklik. Kan julle sien, ons sit elke keer 'n tig by. 7 kry weer die N, 70, 8 verander, hy word 80, reg? En 90 so 70 kry ook 'n N, 90. So ons hooftelwoorde is wanneer ons net sê 1, 2, 3, 4, 5. Wanneer ons na 20 kom, sê ons 21, 22, ons sê dit andersom as in Engels. In Engels sê jy 21, maar in Afrikaans sê ons 21. So maak 'n nota daarvan, dis baie belangrik. You can also spell it with or without the hyphens, die koppeltekens. Saam met die hoofwerkwoorde kry ons rangtelwoorde. Rang is a rank. So die rang sê vir ons, waar staan jy? Op watter plek is jy? So jy is nommer 1, wat beteken jy is in die eerste plek. Nou om hierdie te onthou, gaan jy sien eerste kry 'n ste, 8ste, 20ste en so aan. Maar tot by 13de, 14de, 14de, 15de, 16de. Can you see they're all getting a D? So the only ones that don't get is eerste and 8ste. But when we start from 20 onwards, they all get st. So you simply have to remember, where do we use the and where do we use st? Let's summarize them together for you. You can go through these. Pause the video here if you want to make notes, and that summarizes the getalle for you. The next one is tyd, time. Hoe werk ons tyd? Goed, as ons nou 'n oorlosiekie teken, 12, 3, 6, 9. Dit is hoe jy dit spel. Tyd word geskryf as een woord. Wanneer jy praat van die uur. So when you are on a full hour,
one word only. Reg. Waar ons 'n opeenhoping van vokale het, where we have a lot of vowels next to each other, you can split it by using a hyphen, 'n koppelteken, om dit makliker te maak om te lees. So 1 uur, 2 uur, 3 uur is basically on the exact time where you are. So what I want to just go through with you is 4:15, quarter past. A quarter is 15, so ons sê 4:15 en hy is daardie kant van ons oorlosietjie. Dieselfde gaan vir 4:15, that is before, so dit is dan aan die ander kant. 4:30. 4:30 is 4:30. In English, we say 4:30. So ons sê hom na die tyd. In Afrikaans, however, we say 4:30. Ons sê die voor, die een wat voor hom kom. So 4:30 is 4:30. Net so gaan ons kry 5:30 is byvoorbeeld 5:30. Reg. So do not get confused over here. 4:30 in Afrikaans, before. 1:20, 22:1. Now the 20 is on the 8 when it's 2. En dan voormiddag en namiddag. Goed, voormiddag, namiddag. Wanneer ons dit gebruik is wanneer ons byvoorbeeld 'n advertensie doen of wanneer ons 'n uitnodiging doen en op die advertensie moet ons 'n spesifieke tyd gee. So as jy vir hulle sê hulle moet 8 uur kom, is dit 8 uur in die oggend of 8 uur in die aand. So in English, we say AM and PM, and you will get penalized very harshly if you use these on your advertisements or your invites in your creative writing. So die geregte een om te gebruik is 8 uur voormiddag of 9 uur namiddag. Ons gaan glad nie die Engels gebruik wat hierdie aanbetref nie. Reg, so dit is baie belangrik om te onthou vir jou skryfwerk. Daar sê, ek hoop julle het vandag iets geleer van tyd en dat julle nou mooi kan tel in Afrikaans en ek sien vir julle volgende keer.